So welkom by deel 3 van doop of besprinkeling, doop versus besprinkeling, koninkryk of kerktradisie. So ons het aan die einde van deel 2 gesien dat godsdienstige manne, dat die godsdienstige Jode tot bekering gekom het en dat die godsdienstige Jode vir Jesus Christus van Nasaret aangeneem het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, soos Johannes 1 vers 12 vir ons sê, né? So met ander woorde, die vraag wat ons dan vir onsself moet afvra, wat is die besprinkeling van die babas wat sekere kerkgenootskappe en kerkverbande en sekere kerke dan nog doen? Wat is daai besprinkeling? Want dit lyk nie so ver vir my of dit enigiets te doen het met die woord van die lewende God nie. Nou as daai besprinkeling van 'n baba of 'n kind of 'n kleuter of wat ook al, die besprinkeling of die kinderdoop soos die kerke dit noem of wat ook al, as dit is om my in die verbond in te kry, dan moet ek vir jou vra, watter verbond? Want dis nie volgens die woord van die lewende God nie. Watter verbond? Is dit dan basies om my in die kerkverband waarin ek in besprinkel word in te kry, om my familie in die kerkverband te hou waar ek is, of beteken dit met ander woorde, ek word dan besprinkel of gedoop in daardie spesifieke kerkverband waarin my ouers dan nou betrokke is? Want dit is al wat die kinderdoop of die kinderbesprinkeling of die besprinkeling van kleuters en babas en kinders kan wees. Maar hier is die probleem. Die probleem is, daar's kerke, daar's kerkgenootskappe, daar's kerkverbande wat dit die doop noem. Hulle noem dit die doop. That's it. Hulle noem dit die doop. Maar dit is nie die doop van die Nuwe Testament nie. Dit is nie die doop van Jesus Christus van Nasaret nie. So met ander woorde, dan sal die ouens ook vir jou sê, maar ek is ons geslag, ons klompiete, ons is nou al 200 jaar in hierdie kerkverband en ons gaan kerk toe en my oupas is nou al vir 10 geslagte die hoofouderling van hierdie kerk en ek gee Sondagskool en ons gee al vir 5 geslagte Sondagskool in hierdie kerkverband, in hierdie kerk. En ons lewe 'n goeie lewe, ons lei 'n goeie lewe, ons steel nie, ons roof nie, ons plunder nie, ons doen nie skade aan ander mense nie, ons klompiete, ons is goeie mense, maat, ons is nou al in hierdie kerkverband, in hierdie kerk al vir die laaste 10, 12 geslagte, né? Dis wat die mense mos vir jou sê. So, maar nou wil ek vir jou sê, maar as dit die geval is, dan hoekom moes die Joodse manne, daai godsdienstige manne wat by die fees was, toe die uitstorting van die Heilige Gees gebeur het, hoekom moes hulle dan tot bekering kom? Hoekom het hulle dan tot bekering gekom? Is dit nou omdat hulle nie besprinkel was as babas nie? Want hulle was besny gewees volgens Joodse tradisies op die 8ste dag. So die probleem dan daarmee is, dis die probleem wat ek nou sien hierso. As ek sê dat die besprinkeling van 'n baba die doop is, dan beteken dit is die doop of die kinderbesprinkeling of die kinderdoop of wat jy dit ook al wil noem van my kerkgenootskap en van my kerkverband. En dan wanneer ek nou belydenis van geloof aflê op 17 of 18 jaar oud, dan staan ek nog daarvoor en dan sê ek maar, die lering van hierdie kerk is die enigste ware leer en dan moet ek nou daarmee saamstem. Met ander woorde, wat ek hier sien is dat my kerkverband, my kerkdenominasie, my kerk het nou my redder geword. My kerk het nou my God geword. Want my kerk is die een wie my besprinkel op 3 maande en my kerk is die een wie vir my sê ek moet belydenis van geloof aflê wanneer ek 17 of 18 jaar oud is. Met ander woorde, ek doen kerktradisies wat niks met die woord van God te doen het nie. Want ek sien dit nêrens in die woord van God wat hierdie goed is nie. So dit is dan 'n probleem, want nou as ons hierdie goed begin doen, dan begin ons ernstig kleitrap met die woord van God. En dis wanneer die woord van God nie vir ons sin maak nie, en dis wanneer ons versies nie inpas by die res van die woord nie, en dit is wanneer ons regtig begin kleitrap om my geloofsbelydenis in te pas in die woord van die lewende God. In plaas van daarvan dat ek aanpas by die woord van God,
Nee, nou moet die woord van God in my kerktradisies, in my goed begin aanpas. En dan is daar oënskynlike teenstrydighede, want dan is daar versies wat ek, en daar's dele uit die Bybel uit wat ek nie kan gebruik nie, wat ek nooit na toe kan gaan nie, wat ek nie kan aanhaal nie, want dit sluit nie aan by my kerklering, by my kerkverbandse lering nie, né? So, die probleem daarmee is dan natuurlik dat ek kyk na die woord van God deur die lens van die Heidelbergse katekismes of deur die Dordtse leerreëls of wat ook al anderster, kyk ek nou na die woord van die lewende God. So dit is 'n probleem, want dis die Heilige Gees wat op die woord gekom het, toe Jesus Christus van Nasaret die woord van die lewende God, toe die woord uit die water uit opkom, het die Heilige Gees op Jesus gekom, het die Heilige Gees op die woord gekom. So die Heilige Gees is die enigste lens waarna ek kan kyk na die woord van God. Die Heilige Gees is die enigste een wat vir my die openbaring kan bring oor wat in die woord van God staan. Okay. Nou baie gesê, maar kom ons gaan kyk hoe voel die Here daaroor as ons menslike tradisies inplaas in sy verordeninge en dan noem ons dit nog geregtigheid of ons noem dit nog die doop, terwyl dit nie is nie. So kom ons gaan kyk wat dink die Here daarvan as ek sy wette en sy verordeninge en sy leringe vervang met my kerktradisies en my menslike tradisies. So kom ons begin daar in die Ou Testament by Levitikus 10 vers 1 tot 2, baie bekende gedeelte, né? En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi. En reuk werd daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. So in die Ou Testament was daar oombliklike straf gewees vir jou sonde. As jy oorspel gepleeg het jou gevang, is jy onmiddellik gestenig. So daar was onmiddellike oordeel op die sonde gewees, né? Want Jesus Christus was nog nie daar gewees om deur sy bloed ons te red nie, né? Die kruis was nog nie daar nie. In die Nuwe Testament is oordeel uitgestel tot die oordeelsdag. So dit lyk altyd vir ons of ons wegkom met sonde, dit lyk vir ons of ons wegkom met goed, maar daar kom 'n dag wanneer ons gaan rekenskap gee van alles wat ons hier gedoen het, né? So hier sien ons dat Nadab en Abihu het besluit om vreemde vuur voor die aangesig van die Here te bring. Met ander woorde, wat was hulle eintlik besig om te doen? Kom ek gaan 'n bietjie 'n stap terug. Kom ons gaan lees Levitikus 16 vers 12. En die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here. Numeri 16 vers 46. En Moses sê vir Aaron, neem die vuurpan en gooi vuur van die altaar daarin en lê reukwerk daarop en bring dit gou na die vergadering en doen versoening vir hulle, want die toorn het van die Here se aangesig uitgegaan, die plaag het begin. Okay, so wanneer jy met vuur voor God se aangesig gekom het by die tent van ontmoeting, dan moes jy vuur van die altaar afgebring het. So ons weet nie wat het Nadab en Abihu, wat is hierdie vreemde vuur wat hulle gebring het nie. Was dit dalk hulle eie braaivleisvuurtjies se kole wat hulle daar eenkant by hulle tent, toe hulle daar 'n braaivleisie gehou het hulle van daai kole, van daai vuur gevat en dit voor die aangesig van die Here gebring. Was dit dalk 'n vuur van, want onthou die Israeliete hier was nog redelik betrokke in afgoderry. Was dit dalk vuur gewees van 'n vuur wat hulle dalk 'n offer aan 'n afgod gebring het? Ons is nie heeltemal seker nie, maar die probleem is, dit was nie kole, dit was nie die vuur van die altaar van God voor die tent van die ontmoeting nie, né? So met ander woorde, wat het nou eintlik hier gebeur? Wat sien ons nou eintlik, wat gaan hier aan? Nadab en Abihu het eintlik besluit, hulle gaan God se tradisie oorgooi. God verstaan nie lekker nie, en hulle gaan dit doen op hulle eie menslike manier. Hulle gaan dit doen, hulle gaan 'n nuwe tradisie begin. Hulle gaan enige vuur, gaan hulle vat en hulle gaan dit voor God bring, né? En dan sien ons wat gebeur daar kom vuur van die aangesig van God af en verteer hulle op die plek waar hulle gestaan het, né?
So dis hoe God voel. Dis hoe God voel daaroor wanneer ons sy verordeninge en sy wette en sy leringe oorgooi en ons eie tradisies in die plek daarvan sit, en dan is ons nog arrogant genoeg om dit sy tradisies of dan gee ons dit dieselfde naam as wat sy woord daaraan koppel. Ons noem dit die doop, en dit is glad nie die doop nie. Die kinderbesprinkeling het niks met die doop van Jesus Christus van Nasaret te doen nie. So die groot probleem is ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid, jy kan die hele Ou Testament gaan lees, jy kan Rigters gaan lees, jy kan Joshua gaan lees, jy kan 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, maak nie saak nie. Waar jy gaan lees deur die Ou Testament, dan sien jy wat het met die Israeliete gebeur wanneer hulle ongehoorsaam was aan God en hulle eie ding gedoen het, hulle eie tradisies opgestel het en God se leringe oorgegooi het. En dan noem hulle dit nog dieselfde naam as wat God dit noem, né? So dis die probleem, dis die gevaar daarin, daar's 'n groot gevaar daaraan wanneer ons menslike tradisies in die plek van God se wette en in die plek van God se sakramente wat hy ingestel het, inplaas, en dan noem ons dit dieselfde naam as wat God dit noem. Asof dit nou dieselfde is as die lering wat in die woord van God is, né? So jy kan self daar deur Eksodus, Levitikus en Deuteronomium gaan kyk en gaan lees, en dan gaan kyk hoeveel reëls en hoeveel wette en hoeveel verordeninge het God in plek gestel vir die klomp Israeliete, né? Hy het godsdienstige wette, persoonlike wette, huwelikswette, sosiale wette wat hy ingestel het, en dan gaan kyk elke keer wat was die straf gewees wanneer mense God oorgegooi het en hulle eie tradisies begin het of hulle eie ding gedoen het en totaal en al ongehoorsaam was aan God, né? Daar was onmiddellike gevolge gewees. So as jy nou deur daai boeke lees van Eksodus, Levitikus en Deuteronomium, dan sien jy dat daar was 'n baie spesifieke manier wat God wou gehad het dat die klomp Israeliete moes offers bring, moes brandoffers bring, vredesoffers bring, sondoffers bring. As jy 'n sondoffer bring, dan lyk dit so. Dit is soveel wyn, dit is soveel meel, dit is soveel koring, dit is 'n bokkie of is 'n skapie of wat ook al. As dit 'n vredesoffer is, dan lyk dit so. As jy jou 10de bring, dan lyk dit so. Presies. Gaan kyk na die konstruksie van die tabernakel. Elke gordyn is presies daai lengte, is presies daai wyte, daar's presies soveel van hulle. Die hakies is gemaak van 'n spesifieke metaal, die voetstukke is 'n spesifieke metaal, die hout is akasiëhout, né? Alles wat God in plek gesit het vir die Israeliete in die Ou Testament was presies gewees. Dis hoe God dit wil gedoen hê, dis hoe God dit wil hê, dis hoe hy dit wou gehad het, né? So ons weet nie altyd, wanneer 'n ou deur die woord van God lees en jy sien hoe alles in mekaar skakel, dan is daar 'n baie spesifieke rede, al verstaan ons dit nie altyd nie, hoekom God 'n spesifieke ding sê, of hoekom 'n ding so moet lyk, of hoekom ek so moet offer, of hoekom ek soveel wyn moet bring, of hoeveel ek soveel koring moet bring, of wat ook al, né? So, en dit is, om in God se geregtigheid in die Ou Testament te wees, moes ek dit presies doen, soos wat God wou gehad het ek moes dit doen, né? Dis sy wette, dis sy reëls, dis sy verordeninge. So as ek dit nie op God se manier doen nie, is ek ongehoorsaam aan hom, né? En die rede hoekom God dit op daai spesifieke manier wou gedoen gehad het, onthou hierdie klomp Israeliete kom uit Egipte uit, waar daar baie ander gode en afgode aanbid is, en waar die Egiptenare baie maniere gehad het om hulle verskillende gode en hulle afgode te aanbid en tot hulle te offer en sulke goed. Maar wanneer ek dit op God se manier doen, wanneer ek nie my eie tradisies volg nie, wanneer ek gehoorsaam aan God is, en wanneer ek nie aan hom ongehoorsaam is nie, dan sê ek eintlik vir die hele wêreld daar buite, wie is hierdie God wie ek aanbid? Want dis nie die God van die Egiptenare en dis nie die God van die Filistyne nie, dis nie die God van die Arameërs nie. Hierdie is die lewende God, die skepper van die hemel en aarde. En hy wil so aanbid word, en daarom aanbid ons hom so, want dan is ons in gehoorsaamheid, en dan lewe ons in geregtigheid voor God, né? So dis baie belangrik,
wanneer God vir ons sê om 'n ding te doen op 'n spesifieke manier, om dit nie op ons eie manier te gaan probeer doen, en dan is ons nog arrogant genoeg, dat ons dink God moet dit eer. God moet ons tradisies eer. God moet vir ons, yes Here, kyk hoe goed is ons klompiete. Ons eer jou, ons aanbid jou, maar dit is op ons manier. Dis nie soos jy dit wou gehad het nie, maar dit maak nie saak nie, Here. Ons doen dit, ons klompiete, ons kerkverband, ons doen dit op ons manier, Here. En dan moet die Here nou inval by ons tradisies en ons geloofies en al ons goedjies en goed, né? Okay, so dis nou Ou Testament. So kom ons gaan kyk, wat het Jesus Christus toe hy op aarde was? Wat het hy gesê? Wat het hy te sê gehad oor menslike tradisies in die plek van God se leringe, né? En natuurlik aan die gehoorsaamheid van God, want dis eintlik waar dit gaan oor daai totale uitverkoping, totale gehoorsaamheid aan God. So kom ons begin daar met Matteus 15, vers 1 tot 3, en dan gaan ons vers 6 ook lees. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseërs van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die tradisies van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle selfs die opdragte van God ter wille van julle tradisionele wet? Julle kanselleer die gebooie van God ter wille van julle tradisionele wette, né? So Jesus dink nie dis baie cool as jy nou sy woorde, sy verordeninge, sy sakramente oorgooi en weggooi en jou eie sakramente in die plek daarvan oprig deur jou menslike kerkverband tradisies en dan moet God dit nou nog eer ook nie. Dan sal ons nou sê, maar ons is geregtig met God, né? Maar ons doen nie wat God sê nie. Ons is totaal en al ongehoorsaam aan wat hy vir ons gesê het, wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen. Maar kom ons gaan lees verder. Markus verduidelik dit 'n bietjie beter. Markus 7, vers 2 tot 9. Die fariseërs en leraars van die wet, wie van Jerusalem afgekom het by hom bymekaar gekom, en gesien dat sommige van sy disippels met seremonieel ongewaste hande brood eet en daarmee fout gevind. So dit gaan nie oor higiëne nie, dit gaan oor seremoniele was van hande wat die fariseërs as ekstra wette gaan bysit het by die wette van God. En dis waarom die Here vir hulle gesê het, hulle lê ekstra laste op die mense, maar hulle is nie bereid om dit self te dra nie, né? So hulle het nou hulle eie mensgemaakte wette en tradisies gaan inbring in die plek van God se wette en verordeninge. Want die fariseërs en almal van Juda eet nie as hulle nie hulle hande seremonieel gewas het nie. Weereens, dit gaan nie oor die higiëne nie, dit gaan oor menslike tradisies wat ingestel is en menslike seremonies en godsdienstige seremonies wat ingestel word, né? Want die fariseërs en almal van Juda eet nie as hulle nie hulle hande seremonieel gewas het nie, omdat hulle vashou aan die tradisies van die oudstes. Wanneer hulle van die markplein afkom, eet hulle nie as hulle nie seremonieel gewas het nie, en daar is baie ander dinge wat hulle vir hulself aangeneem het om dit te onderhou. Die seremoniele was van bekers, potte, koperware en beddens. Niks te doen met die Here nie, niks te doen met God se wette nie, niks te doen met God se verordeninge en instellings nie, niks nie. Alles te doen met menslike tradisies, menslike wette, menslike instellings, menslike sakramente wat ons as godsdienstige sakramente vir God nou kom offer, né? Asof ons nou enigiets vir God kan offer. Vers 5. Die fariseërs en die leraars van die wet vra vir hom, waarom leef u disippels nie volgens die tradisies van die oudstes nie, maar eet brood met ongewaste hande? Hy antwoord en sê vir hulle, Jesaja het reg geprofeteer oor julle, toneelspelers van 'n vals karakter, met ander woorde skynheiliges, né? Soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle gedagtes en wil is ver van my af. So skynheilige is 'n ou wat godsdienstig voorkom, wat godsdienstig lyk, wat godsdienstige dinge doen, maar nie noodwendig van die Here nie, né? Kom ons gaan, hierdie laaste 3 verse is baie belangrik, vers 7, 8 en 9. Hoor wat sê die Here hierso. En verniet vereer hulle my deur leringe te leer wat opdragte van mense is. Nou as ek in 'n kerkverband of in 'n kerksynode of in 'n kerk is wat leringe leer
van mense en tradisies leer van mense, dan sê die Here hierso, verniet vereer julle my. Verniet vereer julle my, julle mors julle tyd. Verniet vereer julle my. Dis Jesus se woorde hierdie mense, dis nie Leon se woorde nie, hierdie is Jesus se woorde. Verniet vereer julle my. Verniet gaan julle Sondae daar in die kerk, steek handjies op in die lug en kumbaya met julle lippe en maak my groot. Verniet, verniet, verniet. Verniet beteken verniet. Beteken dit het geen nut nie. Niks met God te doen nie. Alles te doen met my godsdienstige kerktradisies en menslike tradisies. Vers 8. Want julle verwerp die opdragte van God, maar behou die tradisies van mense, die seremoniële was van potte en bekers en baie ander dinge, dit doen julle. Vers 9. Hy sê vir hulle, julle verwerp wel die opdragte van God om sodoende julle tradisies te bevestig. Nou daar kan hy net so wel gestaan het, hy sê vir hulle, julle verwerp wel die opdragte van God om sodoende julle kerktradisies te bevestig. Dis nou Leon se eie woord, ek het nou sommer kerk daar gaan insit, want dis eintlik maar wat die Here vir ons sê. Onthou die fariseërs en die leierpriesters en die wetsgeleerdes. Hulle was die godsdienstige leiers van hulle tyd, hulle was die dominees, hulle was die geleerde ouens, die pastore van hulle tyd gewees. Hulle was die geestelike leiers van Israel gewees en God sê vir hulle, hy sê, julle verwerp wel die opdragte van God om sodoende julle tradisies te bevestig, mense. Wat 'n aanklag. Wat 'n aanklag. Om te dink ons kan doen soos wat ons wil, om te dink ons kan offer soos ons wil, om te dink ons het die reg om God se verordeninge en sy leringe te gaan verander en dan nog so arrogant te wees, omdat dit die lering van God te noem of die doop van God of wat ook al. Ok, so kom ons gaan hoor en ons gaan kyk, wat sê die Here daarvan as ek en jy ons eie geregtigheid oprig en nie God se geregtigheid aanvaar nie. Met ander woorde, ons is nie gehoorsaam aan die lering, aan die sakramente, aan God se woord nie. Ons is nie gehoorsaam aan sy stem nie. Matteus 7, baie bekende gedeelte, vers 21 en 4 tot 24, né? Nie elkeen wie vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wie die wil doen van my Vader, wie in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie? Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wie ongeregtigheid werk. Hoor jy? Ongeregtigheid. Ons het nou tot hierso het ons gepraat oor geregtigheid en wat ons moet doen om in geregtigheid met God te wees. Hier sê die Here, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wie ongeregtigheid werk. Julle werkers van ongeregtigheid. Wanneer is ek 'n werker van ongeregtigheid? Ek is 'n werker van ongeregtigheid wanneer ek ongehoorsaam is aan God, wanneer ek ongehoorsaam is aan die opdragte van God, wanneer ek ongehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees, wanneer ek my eie dinge gaan doen, wanneer ek my eie tradisies oprig, wanneer ek my eie menslike godsdienstige tradisies en seremoniële dinge gaan oprig, wat niks met God te doen het nie, dan is ek 'n werker van ongeregtigheid, mense. Dit is hard. Elkeen dan wie na hierdie woorde van my luister en dit doen, luister en doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wie sy huis op die rots gebou het. So die vraag dan nou is wat ons vir onsself moet vra, wie is dan ons leermeester? Is dit die Heidelbergse Katekismus, die Dordtse leerreëls of die Book of Mormon, of deur watter lens kyk ek na die woord van die lewende God? En dit gaan ons behandel in die volgende gedeelte.